Goeiemôre, strek by 8 Januarie en ek wil net gou 'n kort opvolg doen oor gister se waarskuwing video wat ek uitgestuur het in terme van spam, scams en die tipe van goeders wat jy gaan kry in terme van ons refugee program. En ek het gister aangehaal in verband met die Green Card Lottery wat mense begin e-mails en goed kry wat spesifiek aansoek gedoen het vir die refugee program, dan kry hulle antwoorde of e-mails of iets wat sê, jy het gekwalifiseer en ons het jou op die Green Card program gesit, jy moet net hierdie bedrag betaal en so aan. So, ek het hom getitel, warning, daar's 'n information leak. En ek sien dit het baie traction gekry, wat baie goed is, dat die mense vir bewusmaking, dat die mense kan sien, wat is daar uit, wat is aan die gang. Baie mense, of baie, kommentators op YouTube en Facebook en ander plekke, het gereageer daarop, maar op die verkeerde manier, op die verkeerde kant toe. Hulle het meer gefokus op hoe die informasie beskikbaar is vir al die mense, in plaas van die gevolge daarvan. Nou, dis irrelevant hoe die informasie beskikbaar is. Het sy, is dit 'n leak? Het sy, is dit wat jy call is AI, wat goed optel, wat jou search patterns volg en al die tipe van dinge. En jou aansoek aan goeders, en ons moet ook nie naïef wees nie, dat enige plek waar jy gaan besigheid doen by, die kans is dat jou informasie daar getrek gaan word. Selfs met die refugee program. So, daai mense wat baie kommentators het net vir gister baie gefokus op die manier hoe jou informasie bekom is. Daai maak absoluut geen verskil nie. Op 'n afspring gaan dit nie verander nie, en jou informasie gaan uitwees, jy kan niks daaraan doen nie. Die kruks van die saak, die video gaan oor, die waarskuwing gaan oor, wees versigtig vir oproepe, e-mails en die tipe van ding wat jou van die pad af gaan lei in 'n scam. Dit is waaroor ons moet versigtig wees. So, kyk uit vir dit. Nou wil ek jou, almal wat aan Amerika toe kom, prys vir impact as jy hier aankom. Want die scams en goed wat jy nou sien, van julle begin optel op e-mails en phone-oproepe, jy is julle wat aansoek doen vir die program en sulke goed pop-op. Dit gaan 100 keer erger wees as jy hier aankom. En wat bedoel ek daarby? Nie net dit nie. Ek sien die fokus het geskuif in die laaste paar jaar van e-mails na phone-oproepe toe. Ek kry ten minste 3 tot 4 spam calls elke liewe dag. En tekstmessage, ek het nou net weer tekstmessage gekry van iemand wat sê, hey, lanklaas gehoor, my foonnommer is verander, kom ons kontak weer hier. Dis spam. En dis goed wat jou in scams intrek. So ek kry so 2-3 van hulle elke dag, die text messages, en so 3 tot 4 oproepe elke dag. Nou, elke liewe een van hulle blok ek die nommer. Maar nog steeds kry ek 4 elke dag. En meeste van hulle is van dieselfde goed af, dieselfde plekke af. So, dan vat die mense nou, hoe werk het, jy blok aan die nommer? Want dit is eenvoudig. Jou informasie word getrek van die internet af, en iemand leek het, en dan word het verkoop. Nou is my foonnommer en my adres is op die mark. Baie maatskappye het dit geklag gekoop, hulle het dit nou. Daar's maatskappye hierso wat 10.000 selfone koop. Maklik, 10.000 selfone, hulle koop het op groot kontrak, dan kry jy dit vir baie goedkoop, maar antwoord hulle 10.000 lyne. Dan stel hulle alle goed op om vir my elke dag 'n oproep te stuur van 3 van die lyne af, want hulle weet ek gaan die lyne blok. Nou blok ek die lyne, môre kom dieselfde oproepe weer op 3 van die volgende lyne, tot ek eendag al 10.000 van hulle nommers geblok het. Dan eers as ek dalk van hulle plek af, behalwe hulle intussen nuus opgesit het. So, wees jouself voorbereid, as jy hier na Amerika kom, dis hier baie groot, jy gaan regtig overwhelmed word met oproepe en tekste en goeders van mense wat jy nie van weet nie, en goeders, jy gaan baie mense sien, hulle gaan eerste plek jou huis vir jou wil koop, hulle gaan jou vertel van jou kar kort waarborg, want jou kar se waarborg het klaar verval, ek het sommer die eerste oproep gekry, ek het 'n splinternuwe kar gekoop met 'n lifetime warranty. Binne 2 weke toe kry ek al die eerste oproep, hierdie kar se waarborg het klaar verval, ek moet 'n nuwe uitneem by hulle. En, nie net dit,
Ek kry dit in die mail ook, in die pos. En die e-mail en die mail wat ek kry, is die adres en die goeders amper presies dieselfde as wat ek gekoop het van Nissan self af. So, prys vir impact, maar wat ek bly oor is dat hierdie het bewusmaking veroorsaak onder die mense. So allerlei mense wat gister so gekom het en hulle kommentaar gelewer het, wat gefokus het op die manier hoe die inligting beskikbaar is, hy is irrelevant. Hulle gaan in die verkeerde rigting, hulle moet in die ander rigting gaan. Help uitbrei die nuus van die waarskuwing. So, mense wat nou in die program aansoek doen, onthou soos ek gister gesê het, moenie enige iets, as jy sien daar's mense wat jou begin geld vra vir iets, blok. Dis 'n scam, dis al wat dit is. Party van hulle is nie net advertensie of spam, is actual scams. Hulle probeer jou scam uit jou geld uit. So moenie in daai rigting gaan nie. Fokus in daai rigting. Moenie worry oor hoe die inligting bekombaar is nie. Dis die opvolg vir vandag. Sien julle later. Baie dankie.